tyd van die jaar is die Boland so mooi. September maand is wanneer die lente aangebreek het en dit spreek van nuwe lewe. Die vrugteboorde met al sy bloeisels en die klein mooi groen blaartjies wat ons sien aan die akkerbome, dit skep die prentjie van nuwe lewe. 'n Nuwe seisoen het aangebreek. Seisoene is al verskeie kere as voorbeeld gebruik om ons lewenservarings te beskryf. En die ervarings in elkeen van ons se storie word beskryf met somer, herfs, winter en of lente. Maar vandag gaan ons stilstaan by lente. En voor die lente aangebreek het, is daar eers somer, dan herfs, winter en dan lente. En daar's 'n natuurlike siklus wat eers moet verloop. Daar's 'n 9 maande tydperk wat eers moet gebeur. En hoe simbolies is dit dan ook nie, dat 'n ma wat swanger is ook 9 maande 'n babaatjie in haar baarmoeder moet dra voordat geboorte kan plaasvind. Vandag wil ek hê dat jy sal weet, dit is belangrik om bewus te wees dat daar is 'n groeiproses wat eers moet plaasvind voordat die bloeisel kan verskyn aan die tak van die vrugteboom. Deel van die proses is daar soms 'n snoeiskerp betrokke. Daar is takke wat gesnoei moet word en dis soms eina. En daarom my tema, die bloeisel in die groeisel. Glo my, jy sal dit ook ervaar op die pad van jou geestelike reis. Om uiteindelik die bloeisel in jou storie te sien bot, is daar 'n groeiproses wat eers moet plaasvind om jou voor te berei vir dit wat God vir jou beplan. Daar's 'n voorbereidingstydperk totdat jou bloeisel, jou oorwinning oor jou pyn of jou seer of jou situasie kan plaasvind. Maar vandag wil ek stilstaan by die uitdaging van die uitvoer van jou lewensdoel. Die proses om by jou God gegewe doel uit te kom, dit waarvoor God jou geroep het, kan soms baie tydsaam en uitdagend wees. Ek deel my storie vandag met jou en hoop dat dit jou sal bemoedig. Van 'n baie jong ouderdom af het ek altyd geweet dat ek vir die Here wil werk. Voltyds. As ek terugkyk, is ek dankbaar vir die geleenthede wat ek gehad het, wat deel gevorm het van my groeiproses tot waar ek vandag is. Ek het altyd geweet, daar is 'n roeping waartoe God my geroep het. En toe ek klaar was met matriek, kon ek heel moontlik eers teologie gaan studeer het, of sendingwerk gaan doen het, maar die tyd was nog nie reg nie. En ek het finansiële bestuur gaan studeer, en dit was 'n onvergeetlike lewenservaring, want ek het baie geleer en ondervinding opgedoen op baie ander gebiede. En in daardie tyd het die Here mense oor my pad gestuur, wie ek geestelik kon inspireer en help ook. Daarna het ek vir 'n geruime tyd in die koöperatiewe wêreld ook gaan werk. In hierdie tydperk van my lewe, met al die goeie, sowel as die negatiewe uitdagings en ervarings, verstaan ek dit nou, dat ek eers deur 'n proses van voorbereiding moes gaan, 'n ander pad moes stap, wat deel was van God se plan vir my lewe, om by my doel en my lewensroeping uit te kom. Op 27-jarige ouderdom het die Here deur 'n vriendin vir my die duidelike opdrag gegee om wel teologie te gaan studeer, om myself te gaan bekwam om voltyds vir die Here te kan gaan werk. Maar min het ek geweet waarin ek myself begewe. Die plan was, voltooi die 3 jaar kursus en doen die 4de jaar prakties, en dan word ek georden as pastoor. Dit was die plan. Maar 'n lang storie kort, hierdie 4 jaar het later 11 jaar geword. Daar was baie uitmergelende uitdagings, wat soms veroorsaak het, dat ek my studies wou opskop. Soms het ek magteloos gevoel, en die Here baie keer bevraagteken. Hoekom, Here? Hoekom het jy my dan geroep? Hoekom moet ek deur hierdie stryd gaan, soos wat dit op daardie oomblik vir my gevoel het? Here, ek offer so baie op. My stryd en my omstandighede het ook veroorsaak
dat my gesin daaronder moes ly, en dit het my ook 'n groot worsteling veroorsaak met die Here. Ek was moedeloos, ek was moeg gespartel, en soms het ek ook getwyfel, Here, het ek dan nou reg gehoor? En net as ek gedink het, hier is die deurbraak nou, hier gaan ek nou arriveer, dan het daar weer 'n struikelblok tevoorskyn gekom, wat my spoed gebreek het, en ek eers weer moes deurwerk, en dit moes oorkom het. Wat 'n lang en uitgerekte proses. Maar die Here het nie geslaap nie. Ten spyte van al die uitdagings was hy getrou, het hy my gehelp, en hy het vir my 'n plek gegee waar ek betrokke kan wees om my roeping met passie uit te leef. Intussen kon ek wel na 11 jaar tydverloop my studies suksesvol voltooi het. My bloeisel was in die groeisel, want vandag is ek geestelik meer sterk en ervare en kan God my gebruik om ander mense te inspireer. Daar was net altyd hierdie dryfkrag, 'n passie wat my gedryf het om wel hierdie opdrag van die Here te kon uitvoer. Ek glo dit was die Heilige Gees. Dit was nog altyd. As die Here jou waarlik geroep het, druk deur. Nou in Numeri 17 lees ons van die storie van Aaron se kierie of dan die stok. Die Israeliete was ook in 'n uitmergelende situasie vir 'n geruime tyd. En soos ons weet, was hulle 40 jaar in die wildernis voordat hulle die beloofde land kon ingaan. En hulle was op breekpunt, het ook nie meer die doel regtig raak gesien waartoe God hulle geroep het nie, en om hulle te bevry nie. Die feit dat hulle ongemaklikheid ervaar het, wou hulle mag in eie hande neem, maar die Israeliete het gekla van die môre tot die aand. En soos ons die storie lees, was God baie teleurgesteld en wou hy hulle straf. God was kwaad en teleurgesteld dat die Israeliete enigsins getwyfel het en hom nie vertrou het nie. Moses moes die hele tyd by God pleit om hul lewens te spaar. Hulle wou nie meer onder die gesag staan van God nie, so ook nie eers geluister het na Moses, die aangestelde dienaar van God nie. God is baie regverdig en hy's baie prakties. En in Numeri 17 vers 2 lees ons, gee God 'n opdrag aan Moses om 12 stokke met al 12 stamme se name daarop voor die ark in die tabernakel te gaan sit, oornag. God het dit uitgelig om dan Aaron se naam op die stok te skryf, wat die stam van Levi verteenwoordig het. Maar weer eens wou God 'n wonderwerk verrig het met Aaron se stok. God het 'n plan gehad met Aaron se lewe. In Numeri 17 vers 5 sê God, daar sal bloeisels uitkom uit die stok van die leier wat ek verkies. Ek sal 'n einde maak aan die Israeliete se opstand teen julle. En ons lees verder dat Moses die opdrag so uitgevoer het. Numeri 17 vers 8 sê, toe Moses die volgende dag in die tabernakel ingaan, kry hy Aaron se stok wat die stam Levi verteenwoordig het. Vol bloeisels, en dit het gebot en uitgeloop en amandeltjies aangehad. Nou vanaf vers 9 lees ons verder dat Moses die stokke uitgebring het en dit aan die 12 stamme toegewys het. En elke leier het toe uitgekom en hulle het gekyk toe na hulle stokke. Numeri 17 vers 10, die Here het vir Moses gesê, sit Aaron se stok weer terug voor die ark, en laat dit nou 'n teken wees vir die wat in opstand kom. Mag dit 'n einde bring aan die geklaarheid teen my, anders sal dit nog hulle dood veroorsaak. God het Aaron geposisioneer, omdat hy hom verkies het. Uiteindelik was sy bloeisel in die groeisel. Nou heel eerste, purpose produces pain, en ook andersom. Pain produces purpose. Met my storie kan ek getuig daarvan.
As jy weet dat jy waarlik 'n roeping het, 'n gawe of 'n talent, en dat God se opdrag daaroor baie duidelik is vir jou, moet jy deurdruk en dit deurvoer, al vat dit hoe lank en is dit hoe uitdagend. My storie was daar 4 lewenslesse wat deel was van my groeiproses, wat ek vandag graag saam met julle wil deel. Die eerste een was betrokkenheid, tyd, groeipyne en dan versoening. Betrokkenheid. Jy moet deel word van 'n groep wat jou kan help en inspireer om jou roeping te ontwikkel. In my geval was ek vandat ek jonk was nog altyd deel van die gemeente. Waar ek ook al kon help, het ek aangemeld. En soms was my deel of bydra klein en soms was dit groot. Soms het ek seer gekry, was ek teleurgesteld en selfs gekritiseer. Maar deur elke ervaring kon ek geestelik groei en dit het bygedra tot die ontwikkeling van my roeping. Nommer 2, tyd. Jy moet verstaan dat tyd is in God se hande. Ek het 'n plan gehad, maar God se plan en tyd was groter en beter as my plan. Vir jou en my is dit soms so onverstaanbaar en onuithoudbaar. Die Israeliete het ook, soos ons gelees het, geworstel met God se plan en die tyd wat daarmee gepaard gegaan het. Ek moes leer om God te vertrou in my storie. En soos dit tyd vat, 9 maande, voordat lente aanbreek en nuwe lewe daarmee saam aanbreek en die bloeisels dan eers verskyn, weet ek nou vandag dat God se tyd met al die uitdagings daarmee saam die moeite werd is om geduldig te wag en daarmee saam gehoorsaam te bly aan God se opdrag en die uitvoer van jou God gegewe roeping. Die derde een was groeipyne. Die bloeisel in die groeisel. As kind van God moet jy weet en gereed wees vir die groeipyne in hierdie proses. Dit verg opoffering en die fout wat ons baie keer maak is dat ons weggevoer raak in die eie ek om dit self in ons eie krag en eie tyd te wil doen. Ek het geleer, dit is nie hoe God werk nie. God is die een wat jou die opdrag gee en net soos die geval van die Israeliete. Hulle wou nie meer onder die gesag staan van God se woord en die gevolge van hulle ongeduld het gelei na groot straf. Sodra die pyn en die opofferings en die tyd dalk bietjie te lank vat, dan wil ons te gou moed opgee, die situasie in ons eie hande neem. Maar glo my, dit gaan jou as kind van God duur te staan kom. As jy deurdruk en God volkome vertrou, sal God jou help. Pain produces purpose in God's time. Vandag kan ek terugkyk en is ek bly dat ek deurgedruk het, want my bloeisel is in die groeisel, het my geestelik sterk gemaak en daarom kan ek jou vandag bemoedig en met die grootste oortuiging sê, dit is die moeite werd. En dan nommer 4, versoening. God het vir Aaron en sy seuns uitverkies om die priesterwerk te doen. Dit was 'n groot verantwoordelikheid, maar ook 'n voorreg. Ja, vir Aaron en sy seuns moes die vooruitsig van hierdie opdrag en die roeping moontlik vreesaanjaend gelyk het. En hulle moes die rol vervul het in die Ou Testament wat Jesus Christus later in die kruis van Golgotha sou vervul het in die Nuwe Testament. Die teken van die bloeisels en die amandeltjies wat uit die stok gegroei het, was die teken vir Aaron, die versoening, dat God hom verkies het, dat dit sy nuwe begin was, die begin van die proses in die uitvoer van Aaron se roeping. Die bloeisel was die seël, die bevestiging, die bevrediging dat God hom gekies het en met hom die pad sou stap tot die uitvoer van sy roeping. Met my storie en die storie van Aaron wil ek jou bemoedig en jou ook ooreed om werklik oor te gaan tot aksie. Die tyd is min en die tyd is nou. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie. Raak betrokke by 'n groep of dan 'n gemeente.
Gaan praat met 'n mentor, iemand wat jy kan vertrou om jou leiding te gee. Ek dank die Here vir goeie mentors in my lewe, wat vir my van jongs af leiding gegee het en aangemoedig het, en selfs nou ook help. Vra die Here om jou te help, om te erken dat God se plan en tyd nie gekoppel is aan die eie ek nie. Leer om God onvoorwaardelik te vertrou. Gaan saam met die tyd, hoe God dit laat uitwerk. Jy moet altyd daarna streef om jou besluite met die hulp en die leiding van die Heilige Gees te neem, want dit speel 'n groot rol in hierdie proses, totdat jou bloeisels sal blom uit die groeisel. Mag die lente in die mooie Boland jou herinner vandag aan jou roeping. Word deur die woord van die Here geïnspireer om te weet, om deur te druk met die proses van die uitvoer van jou doel en jou roeping, al sou dit hoe lank neem. My gebed vir jou is dat God jou stok vir jou sal gee in jou hand, met die mooiste bloeisels, en dat dit sal bot en uitloop, selfs met amandeltjies daarby. Slegs deur God se krag sal jy nuwe lewe kry. Jou nuwe seisoen sal aanbreek. Mag dit vir jou die teken wees dat God in beheer is en dat dit nog nie te laat is om aan te meld nie. Jeremia 1 vers 12 in die boodskapvertaling sê, en die Here het vir my gesê, jy's reg, dit is 'n amandeltakkie. Die amandelboom is gevoelig en weet altyd eerste dat die lente naby is. Dan maak hy bloeisels. Net so sal ek ook fyn aanvoel en sorg dat wat ek gesê het moet gebeur op die regte tyd sal gebeur. Jou bloeisels is in die groeisel. Ek sluit af met ons gemeentevisie wat sê, dit wat God in jou geproduseer het, moet jy na buite projekteer om ander mense te inspireer. Dit is nou die tyd. Vertrou die Here opnuut en neem die besluit vandag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek loof U, ek prys U en ek sê vir U dankie dat U vandag vir ons hierdie geleentheid gegee het. Heilige Gees, ek bid nou vir elkeen wat die besluit neem om weer eens te kom aanmeld, en dat U vir hulle die nodige krag sal gee om daardie besluit te neem, en dat hulle wel die plan wat God vir hulle lewe het, dat hulle daarby sal bly en gehoorsaam sal wees, en sal bly onder die gesag van God, en dat U hulle sal help daarmee. Dankie vir hierdie geleentheid vandag, en ek bid dat U elkeen ryklik sal seën, tot die uitvoer van hulle Godgegewe roeping. Ons loof U, ons prys U, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie, dit was lekker gewees om saam met julle te gesels het vandag. Mag dit vir julle 'n geseënde week verder wees, tot ons mekaar dan weer sien. Baie dankie.